In hierdie video praat ons oor warmwater en veral hoe om dit goedkoper in die hande te kry. Ons gaan net die basiese feite behandel en as jy meer wil weet, kan jy altyd kenners gaan raadpleeg, maar hierdie is net om jou 'n goeie wegspring te gee. Die eerste en maklikste opsie is om 'n tydreëlaar te installeer wat bepaal wanneer die geyser aangeskakel word en dit is gewoonlik 'n uur voordat jy die water wil gebruik, wat beteken dat die geyser nie die hele dag water hoef warm te maak sonder dat jy daarvoor gebruik het nie. As jy 'n sonkragstelsel het, dan is dit ook moontlik om 'n toestel te installeer wat bepaal wanneer daar 'n oormaat krag geproduseer word wanneer jy dit nie gebruik nie en wat daardie ekstra krag dan kan herlei na jou geyser toe sodat dit nie krag gebruik wanneer ander toestelle ook krag nodig het. Van die beste moontlikhede is om die son te gebruik om jou water te verwarm en sodoende 'n goeie 40% van jou kragrekening te bespaar. Daar is twee breë stelsels, die een is 'n laagdrukstelsel en die tweede is 'n hoë drukstelsel. En dan kry 'n mens ook 'n interessante manier om water te verwarm en dit is direk van fotovoltaïese selle wat elektrisiteit opwek en dan jou water, jou gewone geyser gebruik om water weer warm te maak. Kom ons begin by hoe hitte versamel word. In die ouer tye het ons plat panele gebruik, baie keer van plastiek gemaak, maar deesdae gebruik 'n mens glasbuise en daar is grootliks twee soorte. Eerstens die hol glasbuis waarin water sirkuleer en daar verwarm word en dan direk na die watertank sirkuleer. Tweedens is daar glasbuise met 'n metaalstaaf daarin in 'n vakuum. Met ander woorde, daar sirkuleer geen water nie en hierdie metaalstaaf word dan deur die son verwarm en die hitte word dan deur 'n hitteuitreiler aan die water oorgedra en dan aan die tank. Kom ons praat net gou oor geskikte geysers. Normale huishoudelike geysers is gewoonlik nie geskik om te koppel aan 'n sonwaterstelsel nie en die rede is omdat hulle te min koppelplekke het. Hulle het gewoonlik koue water in en 'n warm water uit en dan nog een koppeling vir 'n veiligheidsmeganisme, maar 'n songeyser het 5 of meer koppelings nodig. Die ekstra 2 is vir die uitreiling met die hitteontvanger of die hitteversamelaar. Daar is egter planne te maak as jy nie jou ou geyser wil vervang nie en ons gaan net nou daaroor praat. Terwyl ons nou daaroor praat, 'n mens gebruik omtrent 50 liter per persoon per dag kapasiteitsberaming as jy wil beplan vir die grootte van jou geyser. Kom ons praat net gou oor die verskillende stelsels. Ek het genoem dat daar 'n laagdrukstelsel is en ons begin by hom. Hierdie is die goedkoopste en die mees effektiewe stelsel en hy het natuurlik ook nadele waarvan een is dat hy die druk breek en dat die druk in jou krane kom van die hoogteverskil tussen die stelsel en jou krane. Met ander woorde, dis lae druk meeste van die tyd en die tank moet hoog gemonteer word. Hoekom moet hy lae druk wees? Hy moet lae druk wees omdat die buise die tank penetreer. En jy kan nou self dink dat as die druk in die tank te hoog raak, dan is dit 'n moontlike lekplek daar waar die buise die tank penetreer. Kan ook nogal 'n probleem wees as jy hierdie mengkrane in jou stort of in jou bad het. Hulle is moeilik om te balanseer want onthou nou die koue waterdruk is nog steeds jou stelseldruk en jy het gewoonlik hoë koue waterdruk en laer warmwaterdruk, so die meng kan nogal lastig wees as mens hom nie gewoond is nie. Hierdie stelsels hou so 5 na 10 jaar afhangende van die gehalte wat jy koop en dan moet 'n mens onthou dat die water sirkuleer in die buise en hulle kan partykeer dan aankalk sodat die buise se effektiwiteit 'n bietjie verminder. Hoe herken 'n mens so 'n stelsel as jy hom sien? Hy het altyd die klein tankie, die ontvanger tankie of die voertankie bo op die groter geyser en dit bevat die balklep wat dan die druk breek en daarom is die druk wat jy in jou warmkrane het net die druk wat veroorsaak word deur die hoogteverskil tussen die geyser en jou krane. Dan is daar ook die buise wat die tank penetreer. Dit is gewoonlik 'n aanduiding van 'n laagdrukstelsel, maar nie altyd nie. Mens kry ook hoër drukstelsels wat 3 of 4 bar kan hanteer waar die buise die tank penetreer. Nou die hoë drukstelsels, hulle is gewoonlik duurder, maar van 'n beter gehalte en 'n mens kan reken dat die tanks minstens 8 na 10 jaar of meer sal hou, afhangende weer eens van gehalte. Hulle het nie die voertankie bo-op nie
en penetreer meeste van die tyd ook nie die tank nie. Hulle het 'n hitteuitreiler en hulle gebruik van die buise met die metaalstaaf binne-in en dan gaan die hitte wat op die metaalstaaf vervoer word, sal ek nou maar sê, gaan na die hitteuitreiler toe en dit dra dit oor aan water en dan daai sirkulasie dra dit weer oor aan die tank. Interessantheidshalwe, as 'n mens in 'n area bly waar bevriesing voorkom, dan kan jy ook daai tussenstelsel antivriesmiddel by die water voeg, want hy meng nie met die tank se water nie en dit kan dan beteken dat jy jou tank of jou stelsel aansienlik beter beskerm teen bevriesing. Nog 'n voordeel van die hoëdrukstelsel is dat die geyser die stelseldruk aanneem. Met ander woorde, jy kan daai geyser enige plek monteer, selfs op grondvlak, want die druk gaan nie verlore nie en dit is baie makliker om hom weg te steek in jou dak of op 'n plek te monteer waar hy nie sigbaar is nie. 'n Mens moet ook praat oor die nadele van sonstelsels. In die eerste plek kry 'n mens tog so nou en dan bewolkte dae en moet daar dus elektriese steun beskikbaar wees vir hierdie stelsels. Hulle mag ook haalsensitief wees in die geval van die glasbuise, alhoewel hulle besonder taai is, het dit al gebeur dat haal hulle kan stik aanslaan. Dan is dit ook belangrik dat jou loodgieter werklik moet verstaan hoe hierdie stelsels werk, want nie alle loodgieters het voldoende ondervinding van sonstelsels nie. Maar een van die belangrikste feite is dalk dat die geysers, omdat die termostaat nie die temperatuur kan beheer nie, solank as wat daar son is, verwarm hy, kan hierdie stelsels naderhand heel wat oor 60 of 70 grade Celsius raak en hulle kan selfs oorkook, soos in die geval van laadrukstelsels, of hulle kan die veiligheidsklep aktiveer in hoëdrukstelsels. Die water kan ook gevaarlik wees en inderdaad sê wetgewing dat jy 'n klep moet hê in die stelsel wat water wat uit die tank uitkom meng met koue water, sodat kinders wat warm water oopmaak sonder om te verstaan wat aangaan, hulle self baie sleg kan brand. Dan moet jy natuurlik jou dak hellings in ag neem en die kant waarna toe jou dak front en of daar enige bome is wat skaduwee veroorsaak. En in die laaste plek moet 'n mens natuurlik uitwerk of dit vir jou gaan loon en meeste van die tyd doen dit daarom. Die laaste stelsel wat ek wil noem is 'n relatief nuwe ontwikkeling. Dit naamlik waar 'n mens met doodgewone fotovoltaïese selle, soos wat 'n mens sonkrag opwek, koppel aan 'n spesiale klein reguleerder en dat dit dan toegewy is aan die geyser en die geyser direk met jou ou geyser met jou ou element kan gebruik om jou water te verwarm. Met ander woorde, al wat jy moet koop is die nuwe toestelletjie en jy moet, as jy nie sonselle het of fotovoltaïese selle nie, dan moet jy 3 of 4 van hulle koop en dan kan jy dit ook koppel aan jou bestaande munisipale stelsel vir rugsteen wanneer die son nie skyn nie. Die voordeel van hierdie stelsel is dat hy nie kan oorverhit nie, want die termostaat reguleer natuurlik nog steeds die temperatuur en ek moet sê sy lewensduur en die feit dat jy hom tot 'n groot mate kan wegsteek en dat jy jou ou geyser kan gebruik, maak dit deesdae een van my voorkeurkeuses ten spyte van sy koste. Ek hoop hierdie baie basiese verduideliking het daarom gehelp om jou beter begrip te gee en dat jy nou dalk agtergekom het dat jy aansienlik geld kan bespaar en dat daar ook nou nuwe tegnologie is wat dit makliker maak en meer betroubaar maak wat jy kan gebruik saam met sê nou maar jou geyser kombers, wat natuurlik in die eerste plek ook al 'n bietjie isolasie veroorsaak en jou geld spaar.